Baie welkom by In Gesprek. Vanaand vra ek vir 'n paneel of die einde van swart ekonomiese bemagtiging in sig is en later bespreek ons 'n omstrede meningsstuk wat vra of Suid-Afrika gereed is vir 'n wit president. Ons begin met 'n kwessie wat verlede week behoorlik opslag gemaak het. News24 het die identiteit onthul van 'n anonieme profiel op die sosiale media platform X. Die persoon het so gewild geword dat selfs Elon Musk in Amerika gereeld sy plasings gedeel het. Die ondersoek het ontbloot dat Sebastian Jooste, die man agter die Twitter-baas profiel is, wat gereeld oor plaasmoorde en Julius Malema plasings maak. Adjunkredakteur van News24, Pieter de Tooy, is hier om verder daaroor te gesels en saam met hom is Jooste se regsverteenwoordiger Willie Spies. Pieter, so julle het vasgestel wie die persoon is wat agter hierdie profiel is, wat anoniem plasings op X gemaak het tot dusver. Waarom was dit vir julle belangrik om vir ons en die publiek te sê wie die persoon is? Lorenz, ek dink die openbare belang is ooglopend en baie duidelik. En ek dink nie News24 of ons beriggewing met die storie wees en dit is glad nie die kwessie ter sprake nie. Die kwessie ter sprake is 'n anonieme Twitter-rekening wat oor die kwessie oor die tydperk van baie maande en jare keiharde rasisme, rasverdeling en leuns, misinformasie die wêreld ingestuur het tot so 'n mate dat hy die oor bereik het van Elon Musk, wat natuurlik op sy beurt die oor het van Donald Trump, die magtigste man in die wêreld. En dit is die openbare belang. Want wanneer iemand met die hoeveelheid volgelinge wat Sebastian Jooste het, daardie tipe uitlatings maak, die skreiende rassistiese uitlatings wat hy maak, die leuns wat hy vertel, die disinformasie wat hy die wêreld instuur, raak dit 'n openbare kwessie, spesifiek en uitsluitlik omdat hy 'n verhouding in die digitale omgewing opgebou het met Elon Musk. En dat Elon Musk daai boodskappe aan Donald Trump oordra en Donald Trump het natuurlik daardie boodskappe ook geretweet. En dit is waar die openbare belang is en dit is hoekom ons dit gedoen het en dit moet die enigste storie wees waar ons vanaand moet praat. Wil ons het Jooste gevra of hy wil kommentaar lewer vanaand. Hy het gesê hy verkies om deur sy regsverteenwoordiger, dis nou jy, te praat. Ja. Wat is julle mening oor News24 se berig? Ja, dis vir my interessant dat Pieter sommer hier besluit wat moet die storie wees en wat nie die storie moet wees nie. Ek dink dit is die tipe van hoogvaardigheid wat 'n mens regtig nie wil sien by media nie. Ek dink die manier waarop media verslag doen oor sake is nuuswaardig. Dit is oop vir kritiek en daar kan kommentaar op gelewer word. News24 is bekend daarvoor dat hulle gereeld moet apologie publiseer. Hulle het onlangs aan AfriForum 'n apologie gepubliseer, hulle het onlangs aan Guyton McKenzie 'n apologie gepubliseer. Nog meer onlangs aan Jan Braai, waar Jan Braai van rasisme aangekla en beskuldig is in News24. Keer op keer word News24 gebruik as 'n platform waarop mense geteiken word en ek het 'n brief geskryf, 'n oop brief aan News24 se redakteur en gesê, maar waarom doen jy dit? Waarom toon jy 'n patroon wat terugdateer van 2013 af toe jy nog redakteur van Beeld was, waar jy eenvoudig mense teiken, sagte teikens teiken en hulle openbaar op 'n manier wat hulle besighede tot nut maak, wat hulle families blootstel, wat gevaar skep, terwyl ander harde teikens met rus gelaat word. Wanneer Julius Malema sekere dinge sê, sekere dinge skree, dan word dit geregverdig en hoogheilig gesê, maar die konstitusionele hof het dit en die konstitusionele hof het dat gesê, maar wanneer 'n onbekende persoon iewers in die Kaap iets op Twitter sit en dit trek baie aandag, dan is dit skielik nuus en dan gaan dit gepaard met hierdie absolute kinderlik naïewe misverstand van hoe wêreldpolitiek werk, hoe die intelligensiestelsels van groot nasionale moondhede werk. Hulle glo absoluut dat 'n enkel Twitter-gebruiker daar in die Kaap die Amerikaanse buitelandse beleid teenoor Suid-Afrika verander het. Dit werk nie so nie. Ons kan nou by dit kom, ek wil dit net wel aan jou stel. Jou kliënt Jooste het rassistiese plasings gemaak. Is dit nie soos Pieter sê in die openbare belang om te sê vir die wêreld wie die persoon is wat tot dusver dit anoniem gedoen het? Ek sal baie graag wil sien wat het News24 gedoen om elke enkele rassistiese opmerking wat uit die sogenaamde Black Twitter die afgelope 15 jaar gepleeg is op groot skaal, om dit aan die kaak te stel. Ek het nie dieselfde tipe van 2 maande lange ondersoekende journalistiek
en 'n joernalis wat toegewy is om die en daai profiel te ondersoek van mense wat openlik vra vir die slagting van wit mense. Mense wat openlik sê dat hulle wag vir die dag van afrekening teen wit mense. News24 is nie op rekord dat hulle enige van hierdie profiele ondersoek het, enige van hulle probeer ontbloot het nie. Ek weet dit omdat ek kliënte het wat hulle daarmee besig hou om dit te probeer vasstel. Hulle kry geen steun by News24. Pieter, jou reaksie op dit? Wil jy lees vir ons wat staan daar? Ek gaan dit nie lees nie en dis nie my werk. Kom ek lees dit. Malema trek sy neus so plat soos 'n ou Khoza M-woord, eindig met 'n T, wat hout soek. Dis jou kliënt. En dis nou 'n kliënt. plasing deur Dis jou Sebastian kliënt. Jooste. Ons kyk hierdie ene. Wat beteken hierdie tweet? Dit beteken die nuwe Suid-Afrika smag na die ou Suid-Afrika. Dis right, is 'n bekende meme. Ons praat van disinformasie. Hierdie tweet sê black people are breeding themselves into poverty. Waar kom hierdie inligting vandaan? Daar's geen bron nie. Zero. Dis disinformasie. Dis die tipe goed wat jou kliënt die wêreld wil ek praat. Laat hom gaan klaar, Willem. Dis die tipe goed wat jou kliënt die wêreld instuur. Kom ons nou, nee, ek praat. Jy het jouself baie opgewerk oor News24 en die manier hoe ons werk en die manier hoe ons hierdie man ontbloot het. Die openbare belang is, sodat ek dit net weer beklemtoon vir jou. Hierdie is nie 'n sagte teiken nie. Jy praat van 'n sagte teiken. Hierdie is keiharde rasisme. Hierdie is keiharde haatspraak wat hierdie individu. Is dit is die M-woord keiharde haatspraak? Is dit jou standpunt? Wat jy is? Hoe sou jy dit verdedig? Vir my is dit onaanvaarbaar en ek sal dit nie gebruik nie. Maar so wil die openbare belang hierso, is dat hy hierdie tipe goeders oor 'n baie lang tydperk op Twitter geplaas het. Dat hy uiteindelik die ore bereik het van Elon Musk. Weet jy hoeveel volgelinge het jou kliënt op Twitter? 160,000. Dis meer as meeste media-organisasies in hierdie land. Nou bereik dit Elon Musk se oor. Hy stuur dit die wêreld in. Disinformasie oor Suid-Afrika, rasisme oor Suid-Afrika. Dit bereik die oor van Donald Trump. En dit is die openbare belang. En dit is die rol van News24 en die media om mense in mag verantwoordbaar te hou. En dit is wat ons gedoen het. Pieter het 3 tweets hier gewys. 3 tweets uit letterlik duisende. 24,000. Wat geplaas is oor 'n baie lang tydperk. Wat het Twitterbaas openbaar? Hy het openbaar wat Andile Mkhitaryan gesê het. Hy het videomateriaal daaroor geplaas. Dit is haar tweet deur Elon Musk. Hy het geplaas waar Julius Malema en sy volgelinge op Menseregte Dag kill the boer, kill the farmer skree en dit demonstreer met handgebare. Dit is deur Elon Musk geretweet. So is die punt wat jy maak, wil jy dat Elon Musk nie daai tweets waarna Pieter nou verwys het, hy het dit nie uitgestuur in die wêreld noodwendig of daarop gereageer. Die goed waarop hy reageer is goed wat werklik gebeur het, maar wat Pieter de Tooy besluit om te doen en wat News24 besluit om te doen en Adrian Beson besluit om te doen, is om 3 tweets te gaan soek, te gaan opdiep, wat omstrede is, wat verkeerd is, wat onaanvaarbaar is in baie opsigte. En dit aan die groot klok te hang. Wat noem hulle dit? Hulle noem dit etikettering. Hulle noem dit aktivisme. Dis nie journalistiek nie, dis etikering en aktivisme. Maar Pieter, terwyl jy so ontevrede is oor die M-woord. In November 2014 het Julius Malema presies daardie selfde M-woord gebruik om vir Lindiwe Zulu te beskryf. Weet jy dit? Daar's geen relevantie daarvoor. Daar is relevantie daaroor. En weet jy wat is die relevantie? As jy ons berig gaan lees, weet jy wat is die relevantie? Tientalle tweets. So ek dink jy trek die storie verkeerd. Kan ek nou 'n kans kry? Toe News24 daaroor berig het, toe besluit hulle om dit te saniteer. Toe besluit hulle om die woordjie te verander na die Engelse woord girl toe. Nie Mail and Guardian nie Daily Maverick nie 'n enkele ander media-instelling het besluit om vir Julius Malema se blaatante gebruik van 'n haatwoord wat jy as haatspraak beskryf, om dit aan die kaak te stel. Ons praat van hierdie geval, Willie. So kom ons kom terug na die storie. News24 en ek praat van die manier waarop julle hier ek wil jou wel vra, in julle beriggewing, het julle ook Jooste se vrou en sy bejaarde ouers identifiseer. Dink julle dat julle geregverdig daarin was? Lorenza, wat ons berig het is vierkant binne die voorskrifte van die perskode en dit is vierkant binne bestaande wetgewing. Willie, dink jy dat 'n persoon wat hierdie tweets maak 'n regverdige en 'n billike aanspraak kan maak op privaatheid vir hulle self of vir hulle gesin? Kom ons praat oor die perskode. Die perskode sê dat jy inligting, privaat inligting
kan openbaar vir sover dit relevant is vir die berig. Is die identiteit van meneer Jooste se ouers, bejaarde ouers wat blootgestel is iewers, is dit relevant vir hierdie berig? Is die identiteit van sy vrou relevant vir hierdie berig? Ek gaan vir julle een van die reaksies lees wat ene meneer Wally Diozi geskryf het in reaksie op News24 se berig. Waar was dit, Willie? Dit was op Twitter gewees. Op Twitter, so nog 'n Twitter reaksie. Very soon he is going to get his parents killed and put the blame on black genocide against whites. Dit is die kommentaar. Dit is die reaksie. Ek is nuuskierig om te sien of News24 enigstens gaan probeer vasstel het wie is Wally Diozi wat hierdie tipe van openlike intimidasie, openlike afdreiging, openlike haat teen wit mense publiseer in reaksie op die beriggewing wat julle geplaas het op meneer Jooste. Julle doen dit nie. Okay, Lorenzo en Willie, ek dink hier's 'n nie net 'n wanpersepsie nie, maar disinformasie wat deur jou en jou oop brief in die wêreld ingestuur is en ook hoe dikwels van die kommentators, die meer rassistiese kommentators op Twitter omgegaan het met ons storie. Ons het nêrens die adresinligting soos wat jy gesê het van Jooste, sy ouers of enigiemand naby hom gepubliseer nie. Nêrens nie. Ons het nie persoonlike inligting gepubliseer nie. Die naaste wat ons daaraan gekom het is om te sê hy bestuur 'n gastehuis in Gordons Bay. Dit is glad nie eers binne die sosiaal aanvaarbare definisie van doxing is dit nie eers naby dit nie. So die leuen wat versprei word dat ons persoonlike inligting gepubliseer het, is eenvoudig onwaar. Om te sê ons het die adresse van sy bejaarde ouers te publiseer, is eweneens onwaar. Die name, het julle die name? Die name het ons gepubliseer, nie die adresse nie. En die adresse wat ons kritisie so fel op sosiale media ons van beskuldig, is van eiendomme wat hulle al lankal verkoop het. So dit is totaal al irrelevant. So ek verwerp kategories en feitelik op die lees van ons berig, Willie, dat ons enigstens onsself skuldig gemaak het aan doxing. Ek wil net vir ons afsluit, wil ek vir jou vra, is jou kliënt van plan om verskoning te vra vir hierdie plasings wat hy gemaak het? Die rassistiese plasings. Wel, ons kliënt is besig om sy op die oomblik te skuil vir sy lewe. Dit is waarmee ons kliënt op die oomblik besig is. Ons kliënt het sy sakeonderneming tydelik gesluit, omdat hy so lastig geval is en so geïntimideer is en so gebombardeer is met haatboodskappe, dat hy en sy gesin dit nie kan verduur nie. Dit is die realiteit en ons sal later op 'n geskikte tyd die beweringe wat teen hom gemaak is behoorlik hanteer. Willie Pieter, baie dankie.